Here, terwyl ons so in die teenwoordigheid is, het ons vandag hier saamgekom met een doel, om 'n ontmoeting te hê met ons hemelse bruidegom, en met U alleen. En daarom kies ons om terwyl ons harte fokus op lof en aanbidding, om net sag in U teenwoordigheid ons oë te skuif, weg van alles rondom ons, weg van alles buite ons, met een doel voor oë, Jesus, 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 Jesus bo alles, en Jesus in ons almal, en Jesus oor ons almal, en Jesus by ons almal, en U wil en U plan vir hierdie dag, en die sagte stem van U liefde wat ons oproep tot hierdie diep verhouding met U, dat ons nader trek, ons oplig, en alles van ons laat afval, wat nie van U af is nie. Elke siekte, elke pyn, elke bekommernis, elke stressor, Here, ons weet U teenwoordigheid is die hele aarde vol, maar in hierdie dag bid ons, Here Jesus, vir U gemanifesteerde teenwoordigheid hier by ons, diep, heilig, sag, vol krag, liefde en vuur. Kom Here Jesus, kom Here Jesus, en ek wil hê julle moet saam met my bid. Julle harte rig tot die Here en saam met my vra, kom Here Jesus. Kom Here Jesus en ontmoet ons. Kom Here Jesus, soos U nog nooit van tevore U self in en aan ons geopenbaar het nie. Jesus, Jesus, Jesus. Kom Here, kom net Here. Amen. Geliefdes, toe ons oor hierdie konferensie gebid het en die Here vir my die visie gegee het vir hierdie konferensie, Bruid van Christus, toe wys hy vir my die prentjie van die bruid. En hy wys my die bruid aangetrek in wit, maar die vuur van die Gees het begin brand op die sleep van haar rok. Sy loop in die vuur van God. En haar hand is uitgesteek na 'n swaard. Swaard wat die Here Jesus in sy hand hou. Die swaard van die Gees. Die woord van God. Wat vandag binne in jou lewend en kragtig gaan begin werk. Jy het gekom om te ontvang. En jy gaan uitgaan om uit te deel. Daar gaan 'n werk van die Here in jou plaasvind, wat jy in jou diepste menswees nooit kon verreken nie. Die Here het hierdie dag voorberei en gereed gemaak vir 'n uitgesoekte groep. Aanvanklik, toe ons na die getalle kyk en ons onthou hoeveel ons verlede jaar was. En teleurstelling net aan my hart wil klop, omdat ons hierdie jaar gehalveer is.
kom een van die intercessors na my toe en sy sê vir my, maar het jy nie geweet nie, dis die bruid wat vandag kom. Dis 'n uitgesoekte groep. Dis vroue wat gereed is om in te stap in die volheid van dit wat God het vir die tyd waarin sy leef. Dit is jy. En ek wil hê jy moet na die vrou langs jou draai en jou vingers so saggies op haar hart sit. Vir ingeval jy nie weet nie, is die linkerkant bo. En net vir haar sê, jy is uitgekies. Jy is voorberei om as bruid van Christus hier uit te stap. Hierdie onaktiwiteit kan nie aanhou nie, julle, ons moet dadelik die hande in die lug kry. Almal neem vandag deel, dis 'n werk van God. Ons gaan almal deelneem, ons gaan almal nou opstaan, ons gaan die Here aanbid met alles binne in ons, want ons het net een doel, Jesus. Een keer ek 'n geleentheid gehad waar ek moes bedien by die Unie gebou en net so 3 weke voor die geleentheid, toe sê ons borg op daai stadium het dit nog 'n miljoen rand gekos. Dit was toe nog goedkoper as vandag, 2010, om die klank en die verhoog en alles daar te kry. En die borg sê vir my, ons het besluit ons wil jou nie meer borg nie. En nou kort ons 1 miljoen rand. En Louis Brits het saam met my bedien op die verhoog en hy sê vir my, ag, is eenvoudig, sit julle huis in, jy maak jou man is in Abu Dhabi. Hy sal nie eers weet nie. Teen die tyd dat hy terugkom is die huis verkoop en dan het jy genoeg geld om die geleentheid te betaal. En natuurlik het ek dit nie gedoen nie. Maar daardie nag het ek voor die Here gaan lê en ek het geroep Jesus. Ek het nie iets gehad om vir hom te sê nie. Ek kon hom net roep. Jesus, Jesus, Jesus. Ek het net aanhou roep Jesus. Net aanhou roep Jesus. En toe kom hy na my kamer toe. Daai verblindende lig verskyn in die kamer. En hy wys my 'n swart bankkaart. En hy beweeg by my verby en hy gaan by die dak uit. Met donderweer en ons weet nou al dat God praat in donderweer. Dis hoe hy gepraat het by Sinai ook. Ek neem aan hy toe vir die engele opdrag gegee, ek weet nie. En die volgende dag besluit ek om te gaan afsonder op ons plaas hier in die Vrystaat. Ons het toe nog nie permanent hier gebly nie. En net toe ek by die kantoor instap, toe sê die sekretaresse, jy kan nie na huis toe gaan nie, daar's 'n man en 'n vrou in jou kantoor. Maar ek het 'n swaar hart, ek wil by die Here uitkom. Net vir 3 dae net by hom gaan sit voor die konferensie. En nou sê sy vir my, daar's huweliksberading in my kantoor, want dis mos wat 'n man en 'n vrou kom soek. En ek dink julle loop seker al 13 jaar met hierdie bekleierery, maar vandag wil julle dit nou opgelos hê. En ek loop by die deur in en hulle staan op en groet en ek vra vir hulle, wat kan ek vir hulle doen? En die man sê net een ding, jy moet onmiddellik ons name vergeet. En hy sê vir my, ek sit gister by my bankbestuurder. Ons kom van Amerika af, ek het baie jare daar gewerk en die Here het my so geseën en ek het 'n groot som geld daar gemaak. En toe ons nou die geld so in my portefeulje verdeel, toe sê hy vir my, weet jy, by Morletta Park gemeente is daar 'n vrou met die naam Elsa Meyer. En sy kort 1 miljoen rand vir 'n konferensie wat hierdie naweek gebeur. Wil jy dit nie vir haar gee nie? Die bankbestuurder. Ek ken hom nie eers nie.
sit hierdie man en hierdie vrou voor my en hulle sê vir my, voor einde vandag sal dit in jou rekening wees. Maar net een voorwaarde, vergeet ons name. As jy vandag vir Jesus roep, met alles binne in jou, wie weet hoe hy vir jou gaan opdaag. Ons ken nie die manier hoe hy vir ons wil opdaag nie. Partymal is dit so verrassend anders. Maar dat hy wil, en dat hy hier is. En ons sal vir Megan vra om vir ons sagtig begelei, terwyl ons net almal opstaan in Jesus se naam, net roep, dat hy vir ons sal opdaag, op sy manier, hoe hy ons as bruid wil inlyf, in die volheid van hierdie intieme verhouding met hom, wat hy vir ons in gedagte het. En dan gaan ons oorgaan in aanbidding. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come.
I'm desperate for you. And I'm lost without you. So lost without you. So desperate for you. So lost without you. So desperate for you. Oh, let's sing his name, For yours is the kingdom, and yours is the power, and yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, and yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, and yours is the power, and yours is the glory forever. Amen. It's Yeshua.
among thousands and thousands. Oh, is the kingdom, and yours is the power, and yours is the glory forever. Amen. Is the kingdom, and yours is the power, and yours is the glory forever. Amen. Oh, such a beautiful name, En Here, U nooi ons in om in U teenwoordigheid te vertoef. En om in hierdie dag in die geesdimensie in te tree. Nie op die fisiese te vertrou nie, maar op U wat gees is en in ons woon. Maar ons ook vandag oorskadu met die rykdom en die diepte van verhouding wat ons in nuwe dimensies met U inlei. Dankie Here Jesus. Amen. Oh, thank you. Dankie Megan.
Geliefdes, die van julle wat verlede jare Ester bygewoon het, en julle krone onthou het nie, soos ek wat my kroon vergeet het nie, en toe vanoggend vinnig gehelp moes word nie, maar almal van julle wat al by Ester was, en as jy nog nie by Ester was nie, moet jy dit in elk geval asseblief doen, en net na die vrou langs jou draai, en vir haar sê, 'n Esterfees, maar jy moet dan nou ook kyk, nee, hierdie is interaktief. 'n Esterfees is nie 'n plek waar mens net sit nie. 'n Esterfees is 'n plek waar mens aktief saamwerk om te doen wat God vra. Amen. Yes. Nou, om te weet hoe diep die verhouding tussen God drie-enig is, moet jy jouself voorstel hoe die Vader en die Seun en die Gees opereer. Die Vader is die ewigheidsfiguur wat dwars deur die Bybel, van die eerste bladsy van die Bybel tot op die einde opereer en ons weet almal van hom. Voordat mense van Jesus geweet het hulle geweet van die Vader. In die Ou Testament word daar baie kere verwys na die engel van die Here. In die ouer vertalings was daar die engel van die Here in 'n hoofletter geskryf. Hoekom? Dit was Jesus. Was nie, as daar staan engel van die Here in die Bybel, is dit Jesus. As daar net engel staan, is dit 'n engel. So hy is van die begin af werksaam, maar nog meer van die begin af. Die Bybel sê in Johannes 1 dat in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self ook God. En hy het nou gekom en tussen ons kom woon, kom tent opslaan, skryf Johannes. Nou dink jou in die begin van die skepping, die totstandkoming van die skepping. God die Vader het hierdie plan oor hoe die skepping moet lyk. Hoe gebeur dit? Die woord, Jesus, verwoord die wil van die Vader. Hy spreek dit uit. En dis hoekom alles in die hele heelal frekwensies het wat van hulle af uitgaan. Selfs klippe. NASA het dit bewys. Hoekom? Want dit is deur woord geskep. Dis hoekom alles kan hoor. Want toe sê Jesus, as julle nie my naam uitroep nie, wie gaan dit uitroep? Die klippe, hy sommer maar net bedoel, 'n spreekwoord. Klippe sal dit uitroep, want hulle kan hoor wat hy sê. Want alles kan God hoor. Die hele skepping kan God hoor. En die Bybel sê, Johannes sê, Jesus het van God se boesem af uitgegaan. Johannes 1 vers 18, hy het van God se boesem, van God se hart af uitgegaan, die Seun. Hy sê God se enige gebore Seun, so hy's uit God gebore. Hy het van ewigheid af uit God bestaan. En wat leer die Bybel ons is die Gees, die Ruach? Is die asem van God. Nou dis die vlak van intimiteit wat daar tussen God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees bestaan. Uit God se hart vloei die woord Jesus wat gestalte gekry het toe hy aarde toe gekom het. Dis sodat ons hom kan sien. Want as daar net 'n woord rondgeloop het en ons kon nie sien waar die woord is nie, ons hoor hom nie. Dis dalk gesukkel om te ontvang, né? Hy het gemanifesteer sodat ons hom kan sien. En gees en asem. So julle gaan gereeld vandag 'n ander wind voel. Nie 'n normale wind nie. God se asem soos wat hy oor ons blaas wanneer hy werk. Dis ook maar wat gebeur het in Handelinge.
God het so hard uitgeasem. Toe skud die gebou van die asem. Sê hulle, dit was 'n rukwind. Dis God se asem. Die Gees het op almal geval. En die vuur van God, wat ook op jou klere gaan agterbly vandag. So ek wil hê jy moet jou hart oopmaak, want jy het gekom vir 'n bruidskonferensie. So jy kan nie hier weggaan, as jy nie 'n bruid is nie. Wil jy nie hierdie kant kom sit nie, want ek gaan moeilik by hierdie blomme verby sien. Of moet ons die blomme verwyder? OK. Hier is ook 'n oop stoel. So, as 'n mens net verstaan, dat wat is die intimiteit wat God nou van praat, as dit in 'n bruidsverhouding gaan, dan gaan dit daaroor, dat jy kom so naby aan God. God aan jou. God in jou. Dat dit sy woord is wat van jou af uitgaan. Sy asem wat jy uitblaas, sy gees, oral waar jy kom. So ek wil hê jy moet net een woord sê vir die persoon langs jou. Maar moenie net praat nie, een woord. Wat jy vir die Gees vra, wat jy moet sê. Almal vanoggend tande geborsel. OK, dan wil ek hê dat as jy daai woord vir die persoon langs jou sê, dat jy oor haar blaas. Maar jy moet nie met haar blaas met jou asem nie. Jy stap nou in hierdie verdieping van begrip. Dat van nou af as jy praat, wil God deur jou praat. Van nou af, as jy asemhaal, wil hy sy asem oor die gebied uitblaas. Want God gaan nou begin skep deur jou. Of jy nou, is jy 13? Hoe oud is sy, daai jong meisietjie? 12, of jy nou 12 is. Wie is 84? Wie is die oudste hier? Nee man, jy kan nie die oudste wees nie. Hoe oud is Tannie? 82. 87. 86. Wow. En of jy 86 is, dit lyk of hierdie Tannie nog kan dans hoor. Dan wil die Here vir jou sê dat hy deur jou wil werk, van hierdie oomblik af. So in biddende afhanklikheid ontvang ons nou net een woord, dat ons oor die persoon langs ons uitspreek, en dan oor haar uitblaas, die Gees, wat van ons af uitgaan. OK? Los nou jou skaamheid of wat ook al. Moenie vergeet om te blaas nie. Hierdie is nie 'n asem nie, né? Jy doen dit in die Gees. Goed, hier begin ons nou by die begin. Wanneer 'n jong man in die tyd van die Ou Testament met 'n jong meisie in die huwelik wil tree, hy het haar nou in die oog. Julle weet, hulle is baie streng en die meisietjies loop nie in die strate rond en so aan sonder begeleiding nie, en daar's altyd 'n mamma by of 'n iemand ouer wat haar chaperone en so aan, want sy's baie kosbaar, sy moet opgepas word. Dan, geliefde, gaan hy nou na sy pa toe. En sê hy vir sy pa, hy het nou daardie meisie in die oog. Kan hulle asseblief met haar familie gaan onderhandel vir haar hart en haar hand. Dan het hy baie keer ook sy oudste broer saamgevat. Dan gaan die pa en die oudste broer, of as daar nie 'n oudste broer is nie, sy beste vriend. Dan gaan hulle driekies nou na die huis toe. Maar hulle kom nie daar aan met leë hande nie. Nee, hulle kom daar aan met geskenke. Dan praat hierdie man nou met haar pa en haar oudste broer, maar haar pa en haar oudste broer besluit niks sonder haar nie.
want sy moet haar hart gee. So hulle luister na al hierdie voorstelle en idees, en dan konsulteer hulle met haar, en dan kom hulle nou terug. Nou deel van hierdie onderhandelings is bepaalde ondernemings wat mense maak. So met ander woorde, hierdie man sal nou sê, hoor hierso, ek onderneem om al hierdie goed vir julle te doen. Ek sal hierdie meisie lief hê met my hele hart en my hele siel, en ek sal mooi na haar omsien en alles, en ek wil net vir julle wys, ek kan vir haar sorg. Dan begin hy die geskenke uitpak, die juwele, die klere, al die mooi goedjies, pak hy dit nou uit. Dan word die meisie ingeroep, dan sê hulle, okay, hierdie man maak hierdie ondernemings, hy sal nou hierdie beloftes, hy sal al hierdie goed vir jou doen. En dan moet sy en haar familie daarop reageer met hulle eie ondernemings, met hulle eie beloftes. Met ander woorde, sy sê nie net dankie en vat alles in. Sy onderneem ook bepaalde goed teenoor hom en teenoor sy familie. Nou so kom God, en dit is so mooi in die ou verbondstaal beskryf van die Hebreëus van die Ou Testament. Kom hy in Exodus hoofstuk 19. Maar sy hofmaak prosedure begin al in Exodus hoofstuk 3, waar hy vir Moses sê, jy moet my volk gaan haal. Ek wil in 'n spesiale verhouding met hulle wees. Jy moet hulle gaan haal in Egipte. Dis nou by Sinaï berg waar God vir Moses ontmoet. En dan sê hy vir hom, en as julle weer terug is by hierdie berg, dan sal ek vir julle hier wag. So dit was die plek waar God sou ontmoet met sy volk. En dan gaan Moses, en hy gaan haal die volk. En in Exodus hoofstuk 19 staan hulle nou hier by die berg. En die volgende oomblik kom God af na hulle toe. Daai berg begin skud. Dis donder weer. Dis weerligstrale. Dis 'n aardbewe. En Israel skrik vir hulle boeglam. Want toe God afkom om sy bruid te ontmoet, toe kom hy in al sy heerlikheid en in al sy heiligheid en in al sy mag. Sy heerlikheid is weerspieël deur daai weerligstrale wat van hom af uitgaan. Dit is so sy helderheid, hoe dit uit hom uitskiet. Dit lyk in Openbaring ook so, as jy na God kyk op die troon. Die heerlikheid is iets geweldig. En dan in Openbaring hoofstuk 8, as God praat waar die gebede van die gelowiges verhoor word, dan gaan daar donderslae uit. Wat is dit? Dis God wat praat. Hy sê saggies, my bruid kom nader. Wow, gaan dit hier om hulle. Verstaan jy, want hy is so, ek het my yskat geskrik daai nag toe Jesus by die dak uitgaan, en hier is hierdie verskriklike donder weer in my dak. Ek het nog uitgehardloop, ons het so ou klein balkonnetjie voor ons kamer gehad, om te kyk na die weer, en dis oop sterre hemel, en ek besef, dis so sy stem klink. Hy het iets gesê. En toe God so in sy heerlikheid kom, en hy nou sy asem so oor ons saggies uitblaas. Wees net ontvanklik vir die Here. Wees net ontvanklik vir sy gees. Toe hy so tussen hulle verskyn, toe sê Israel, ons is te bang. Ons wil hê God se vriend met namens God met ons praat. Moses, jy moet met God gaan praat daar op die berg. Sê die Here, okay Moses, wees jy maar vriend van die bruidegom.
Maar nou is Israel nog steeds te bang om net te antwoord. Nou sê die Here, okay, Aaron, gee tog maar net vir hulle 'n hoëpriester. Hy kan nou maar die vriend van die bruid wees. Dan praat ek met jou, Moses, dan praat jy met hulle. Dan praat hulle met Aaron, dan praat Aaron weer met my. So, presies dit wat in die tyd van die Bybel met huwelike gebeur het. Het God daar beoefen. Om homself toeganklik te maak vir sy volk. Dat hulle bereid sou wees om naby aan hom te kom. En net soos wat die bruidegom destyds gesê het, ek beloof, ek gaan so mooi na julle dogter kyk. En hy beloof die hemel en die aarde vir daai pa en broer en vir haar. So kom God in Exodus hoofstuk 19 vers 4 en hy sê, weet julle, hoe gaan ek vir julle sorg? Hy sê, ek gaan vir julle sorg soos toe ek julle uit Egipte gaan haal het. En as het ware op die vlerke van 'n arend hiernatoe gedra het. Want ek bedoel, alles rondom hulle het vergaan, al die Egiptenaars rondom hulle is dood, en hulle leef. En as dan die water is nie, dan maak God water, en hy het net gesorg. So gaan ek vir julle sorg. En dan onderneem hy nog verder, in die 7de vers van Deuteronomium, dat hy nie net vir hulle op arendsvlerke gaan dra nie, maar dat hy homself in 'n 1-tot-1 verhouding met hulle gaan vestig. Nou, julle moet weet, die gode van destyds in die wêreld waarin die mense geleef het, was ver af. Hulle was nie naby nie. En die Here sê, hy gaan van aangesig tot aangesig met hulle leef. Ek wil hê, ek weet, dit is bietjie weird, maar ek wil hê, jy moet jou neus teen die vriendin langs jou se neus druk. Regtig, druk net jou neus op haar neus. As sy verkoue is, moet dit nie doen nie. Druk maar julle voorkoppe so teen mekaar, of julle sykante, of ek weet nie wat nie. Maar al wat ek net vir julle wil sê, dit is wat aangesig tot aangesig in die Bybel beteken. God sê, hy gaan sy aangesig voor jou gesig sit. So naby gaan julle van nou af leef. Nou, omdat hierdie 'n aktiewe Esterfees is, wil ek hê jy moet van hierdie oomblik af die eerste stap van God wat naby jou kom, ontvang. Ontvang in hierdie oomblik bidend, dat van hierdie oomblik af, leef God van aangesig tot aangesig met jou. Hy's by jou. Nie ver nie, naby. So naby, soos neus teen neus. Nou die manne het uitgehang as hulle geskenke gebring het, hoor. Hulle het nou nie daar aangekom met 'n ou ringetjie en 'n ou ringetjie en 'n wat ook al nie. Hulle het daar aangekom met juwele. En hulle het dit uitgepak. Maar sê nou maar jy was 'n timmerman. Dan het jy nou nie noodwendig met 'n klomp juwele daar aangekom nie. Dan het jy daar aangekom met 'n hele wa. 'n eetkamerstel, 'n slaapkamerstel, 'n sitkamerstel, want jy's 'n timmerman. Jy wys jy kan vir hierdie vrou sorg. Ek weet nie wat het die bakkers gemaak nie, want ek het oor hulle gedink. Miskien het hulle gebak na 'n dag of 2 afgegaan, so daai familie sou moes eet as daar 'n wafel gebak aangekom het. Maar so het elkeen uit sy vermoë die beste uit sy hart gegee. Dit was nog nie die bruidskat nie. Dit was nog net
die geskenke. Die bruidskat sou nog kom. Nou julle ken almal bruidskat. Wie het nog trousseaukuste gehad? Mooi. Vir julle jongeres van dae, in die ou dae, het ons trousseaukuste gehad. Dan het jy nou jou goedjies vir jou huwelik daarin gebeere, wat jy nou mooi gemaak het, die spesiaal geborduurde lap vir jou tafel of die baie mooi beddeken of wat ook al, maar ek is ook al na die trousseaukuste. So is net my hare wat so grys is. Maar in elk geval, julle ken eintlik almal bruidskat, want julle ken Afrika. In Afrika is daar bruidskat. En wat is dit? Lobola. Maar as een massiewe verskil tussen dit wat vandag as bruidskat beskou word en wat destyds bruidskat was. Bruidskat was nooit bedoel vir die pa van die bruid nie. Tipies die duiwel om dit om te draai. Nou moet die pa verryk word. Hy moet nou 'n klomp beeste kry. Dit was nie so nie in die tyd van die Bybel nie. Die bruid het alles gekry. As die man 'n boer was, het hy haar eerste troppie kamele en haar eerste troppie bokke en wat hy ook al mee geboer het vir haar gebring, want sy moes haar eie boerdery hê. Julle sal sien, daai vrou wat in Spreuke 31 beskryf word, is tipies hoe dit destyds was. Die vroue is toegelaat om te woeker. Dis net die armstes van die armes wat nie iets gehad het om so te bring nie. Maar almal wat iets gehad het om te bring het uit sy eie gegee, 'n bruidskat, want die geheim van 'n bruidskat is jy moet van jouself gee. Jy moet dit wat jy het, moet jy voortaan deel. Dit behoort nie net meer aan jou nie. Jy het nou iemand in jou lewe. En wat was die bruidskat? Kom ons begin eers met wat was die geskenke wat Jesus gebring het toe hy aarde toe gekom het. Sig vir die blindes. Gehoor vir die dowes. Genesing vir die siekes. En lewe vir hulle wat dood was. Dit was die basiese geskenke wat hy gebring het toe hy aangekom het op die aarde. Nog voor die bruidskat. En in ons harte het ons gevoel dat die Here vandag daardie selfde geskenke kom uitdeel. As jy siek is, as jy vandag siek voel, ontvang en spreek genesing in die naam van Jesus oor jou liggaam. Ontvang dit nou. Genesing in die naam van Jesus. Ontvang dit. Hierdie is 'n aktiewe Esterfees. Dis nie 'n plek waar jy sit en die goed gaan by jou verby nie. Vat dit. Genesing in die naam van Jesus. Julle verlede jaar, toe ek op die verhoog in daai ander gebou staan, ek kon actually nie staan nie. Ek was beyond siek. En al wat die Here die hele tyd vir my gesê het is, in die tye ook wat ek my bewussyn verloor het, voor ek nou by die konferensie uitgekom het, al wat ek net kon sê, ek kies lewe, en dan verloor ek weer my bewussyn, ek kies lewe in die naam van Jesus. En deur die Here se genade staan ek vandag voor julle gesond. Gesond. Hou aan om lewe en genesing oor jou liggaam te spreek in die naam van Jesus, want die geskenke wat hy destyds kom uitdeel het, is nie minder beskikbaar in ons dag nie. Julle ken daai simpel storie van die man wat tot bekering gekom het, radikaal tot bekering gekom het, en Handelinge begin lees het.
Almal sê altyd vir jou, die eerste boek wat jy moet lees is Johannes, sodat jy die liefde van God kan ontdek. Maar nie, hy lees Handelinge. En hy sien, die siekes word gesond, en Petrus hulle loop in die straat af, en hierdie ou sit hier langs die pad, en hy sê, geldjie, en Petrus sê, wat, ek het nie dit nie, maar wat ek het sal ek vir jou gee, en hy sê, staan op in die naam van Jesus, en die man is gesond. En hy begin hierdie goed lees, nou gaan hy kerk toe, eerste Sondag kom hy by die kerk. Nou sê hy vir die ouens wat hom ontvang by die voordeur, nou sê hy vir hulle, ek kan nie wag nie. Dit gaan so wonderlik wees. En toe die kerk uit is, toe sê hy vir die man wat by die deur weer groet, toe sê hy, wanneer gebeur die goed nou? Sê, watter goed? Toe sê hy die goed van Handelinge. Sê hy, nee, gebeur nie by ons nie. So het hy van kerk tot kerk gegaan en nêrens 'n kerk gekry waar gebeur wat in Handelinge gebeur nie. Hoekom? Want geliefdes, ons is nie oopgestel om die gawes wat Jesus aarde toe gebring het en kom uitdeel het ontvang nie. En ek wil hê waar hy nou hier in ons midde teenwoordig is, in al sy genade en liefde, en waar hy ook vir ons kom sê, ek wil hê jy moet my bruid wees, van aangesig tot aangesig met my leef, naby van hart tot hart, ontvang die geskenke wat ek aarde toe gebring het. En as jy 'n siekte het, noem dit nou voor die Here. En ontvang in die naam van Jesus sy aanraking, sy helingskrag. En onthou om dit aan te hou ontvang totdat dit realiseer. As dit nie oombliklik realiseer nie. Want in die naam van Jesus het hy vir sy bruid geskenke gebring, wat vandag hier uitgedeel word. Dankie Here. Dankie Jesus. Spreek lewe. Spreek genesing. As God kon skep deur woorde, gaan hy wat voortaan deur jou leef en deur jou werk, skep deur jou woorde. Dit is hoe kragtig die woord is. Adrie, hierdie ding van jou het gevries. Hy wil nie aangaan nie. En die grootste geskenk wat God uiteindelik vir ons gebring het, die waaragtige bruidskat waarvoor Jesus uiteindelik gekom het, was om van homself te gee. En wat het hy kom gee? Sy lewe. So hy het sy alles gegee, hy het nie kamele gebring nie. Hy het nie bokke gebring nie. Hy het homself gebring. Waarom was hierdie offer nodig? Wie van julle is met 'n boer getroud? OK, steek op jou hande asseblief. Hou dit net so vir 'n oomblik in die lug. OK. Wie van julle is met 'n ingenieur getroud? Dankie. Wie van julle is met 'n dokter getroud? Ek ekskuus, ek het nie nou vir 'n oomblik gekyk nie. Wie is met 'n dokter getroud? Dankie. Wie is met 'n IT spesialis getroud? Dankie. Waarmee is jy getroud? Of met wie altans? Nie waarmee nie, met wie? Kom, roep dit 'n bietjie uit.
Wat ek nie genoem het nie. Elektriesien. Onderwysers. Julle moet harder praat. Bouers. Agente. Pastors. Polisie. Wow, en afslaers, Marlene, ja. Prokureurs. Nog. Wonderlik, taalkundiges. Security. Ag, my suster, absoluut. Nog. Wow, arbeidsverhoudinge. Hy waarmee is jy? Met wie is jy getroud? En dis 'n paar van julle wat met pensionarisse getroud is, né? Geliefdes, wanneer jy in 'n verhouding met Jesus intree as bruid van Christus, trou jy nie in 'n gewone huwelik in nie. Jy trou in 'n koninkryk in. Nou weet julle hoe werk dit met koninkryke. Elke koninkryk het 'n koning. So die verhouding waarin jy intree, is 'n verhouding met die koning van die eeue, die ewige, die almagtige, die God van die hemel en die aarde. Dis met wie jy in 'n verhouding tree. En dit is nie net 'n gewone verhouding nie. Dit is 'n baie diep verhouding. 'n Verhouding wat verby die grense strek van wat ons verstaan as huweliksverhoudings. Want wanneer jy met 'n koning in 'n verhouding tree, en in 'n huweliksverhouding, ek wil julle vra om julle fone op silent te sit asseblief. En in 'n huweliksverhouding met hom intree, dan geliefdes, is daar 'n hemelse protokol. Die koning beloof, hy gaan nie net na jou omsien nie. As jy bereid is om van aangesig tot aangesig met hom te leef, sal hy by jou nageslag wees. Tot in die hoeveelste geslag? 1000ste geslag. Met ander woorde, hy verbind homself onvoorwaardelik aan jou. Nou wanneer is so 'n onvoorwaardelike verhouding wat vir altyd geld waar? Wanneer dit 'n verbondsverhouding is. Want 'n verbondsverhouding kan nooit gebreek word nie. Nooit. 'n Verbondsverhouding is tot die dood toe. God gaan nooit sterf nie. Die enigste een in hierdie verbondsverhouding wat van tyd gaan oorgaan na ewigheid toe, is ons. Hy is van ewig, tot in ewig. So hy beloof dat hy tot in die 1000ste geslag na ons nageslag sal omsien. Nou kan nie vir julle sê hoeveel oggende bid my man dit vir ons nageslag. Tot in die 1000ste geslag dat hulle U sal ken, Here. Want van die bruid wat in 'n verbondsverhouding met 'n koning intree, is daar 'n bepaalde verwagting. Wat is hierdie verwagting? Sy moet besef dat as sy praat, het haar woorde krag. As die koningin van 'n land iets sê, waar is daai woorde môre? TV, radio, internet, almal weet wat het sy gesê. Is dit nie so nie? Wanneer jy as bruid van die ewige koning jou mond oopmaak, moet jy weet, die hele hemelse dimensie neem kennis van wat jy sê. Dis nie net praat nie. Die tweede ding wat ons moet begryp is, ons dade dra gesag.
Want as daai koningin in die openbaar verskyn en sy flirt met hierdie man, wat gebeur? Almal skryf daaroor. Want sy is ontrou aan die koning. As ek en jy ons harte wegdraai van die koning af, en iemand of iets word vir ons groter en belangriker as die koning, is ons ontrou. En die hele geestesatmosfeer neem kennis. Verstaan jy die gewigtigheid van hierdie verhouding waarin jy intree vandag? Maar is nie swaar nie, want hoe het Jesus gesê is sy las? Lig. Hoe is sy juk? Sag. Hoekom is dit nie swaar nie? Want dit is 'n liefdesverhouding. Nou hierdie bruid, sy's nou 'n bietjie oustukkende bruidjie. Sy's vol gebrokenheid en sonde en sy maak foute en dan draai sy haar gesig weer weg en so aan. So wat was die bruidskat? Die bruidskat was, hy gee sy lewe, sodat jy nie joune hoef te gee nie. Hy stort die bloed, sodat jy gereinig, geheilig, geregverdig voor God kan staan. Hy sterf, sodat jy kan lewe. Hy breek die bande van die dood, sodat ewigheid jou deel is. Hy kom uit die graf uit en hy sê, jy is volkome regverdig. En as jy vir my gekies het, as jy vandag vir my kies, voluit kies, met jou hele hart, raai wat? Jy is sondeloos verklaar. Volkome versoen. Gaan nooit weer na jou sonde kyk nie. Selfs die wat jy doen na hierdie dag, gaan ek nie na kyk nie. As jy net by my bly, en ons net van aangesig tot aangesig bly leef. En om Israel daarmee te help, het God in die Ou Testament vir hulle gesê, hier is Eksodus 20. Ek wil nou begin met julle verdwaalde volk. Dis nou seker nie julle nie, maar Israel. Ek wil nou vir julle sê, van hierdie dag af, sê die Here, leef ons nou van aangesig tot aangesig. En as jy so vir my kies, gaan ek myself nie kan keer nie. Ek gaan nie net na jou omsien nie. Ek gaan na jou kinders omsien, en hulle kinders, en hulle kinders se kinders se kinders se kinders. En so gaan ek heeltyd naby jou lewe. Ek gaan jou met alles binne in my lief hê. Wees jy ook net lief vir my. Maar luister nou mooi, my bruid. Een dag in die week, nie Vrydag aand nie, een dag in die week, dan wil ek jou op 'n date vat. Maar daai date is daglank. Daai hele dag moet jy Sabbat noem. Daai dag doen jy niks, behalwe ons twee saam. Ons eet saam. Ons praat saam. Ons praat diep dinge. Ek wil in jou hart inspreek. Jy moet ook jou hart met my deel op daai dag. Nie laat die mense rondom jou werkende allerhande bewegings is nie, want hulle wil dieselfde doen. Jy moet hulle kans gee om bruid te word. En as ons op ons date is, dan praat ek met jou deur my woord.
En dan antwoord jy uit jou hart uit. Is dit oukei? Sal jy so maak? Sal jy vandag, as bruid van die koning van die heelal, toestem om een dag 'n week 'n spesiale tyd met jou hemelse bruidegom te hê? Dit gaan van jou opofferings vra. Jy gaan verskywings moet maak. Maar daai dag is baie spesiaal. Dis julle dag. Daai dag word jy vernuwe en jy rus in die teenwoordigheid van jou koning. Hy kom maak jou heel in daai dag. Hy vernuwe jou. Hy kom, om die Engels te gebruik, restore jou. Nou moet jy ook nou weet, 'n koningin of 'n prinses is 'n waardige mens. Is iemand wat 'n koninkryk verteenwoordig. Daarom wees lief vir jou ouers. Behandel hulle met respek. Moenie rondkyk vir ander mans nie. Almal moet kan sien jy het net oë vir die koning. Moet asseblief nie op iemand jaloers wees nie. Want weet jy wat? Alles in die hemel en op die aarde behoort aan my. As jy iets nodig het, vra my. En ek sal vir jou voorsien, sê die Here. Laat jou hele lewe verander, want jy kan nou nie meer jou vyande haat nie, met hulle nou lief hê en vir hulle bid. En moenie jaloers wees nie. Want alles wat jy nodig het, vind jy in my. En het ek reeds in jou gedeponeer. Jy is bruid van die hemelse bruidegom. En so kom die bruidskat tot sy reg. Ek het my lewe vir jou gegee. Gee jou lewe vir my. Vra die hemelse bruidegom. En dan, as hulle al hierdie dinge ooreengekom het, wat dan? Dan vind die verloving plaas. Nou die verloving is 'n baie spesiale gebeure. In die tyd van die Bybel is dit so wetlik en so wettig as die huweliksverhouding vandag. Jy kan hom nie daarna breek nie. Jy moet letterlik skei na jy verloof geraak het. Dis hoekom dit vir Josef so verskriklik moeilik was om vir Maria te sê, ek sien nie kans om met jou te trou nie, want is nie my baba wat jy dra nie. En hy so gewroeg het. En die Bybel sê hy het besluit om van haar te skei. Hoekom die woordjie skei? Want hulle was klaar wettig verbind in 'n verbondsverhouding toe hulle verloof geraak het. En dit, geliefde, dit het gebeur wanneer die ouers van die bruid 'n baie spesiale verlovingsfees gereël het. Nou die ouers van die bruid het op daardie dag almal betrokke, nie die gaste nie, die vriende en so aan nie, die familie. Die hele familie genooi, aan die bruid se kant en aan die man se kant, aan die bruidegom se kant, en saam het hulle die verlovingsfees gevier. En by hierdie verlovingsfees was hulle nou van daardie oomblik af wetlik getroud. Maar die bruid kon nog nie na die bruidegom toe gaan nie. Want daar was nog 2 baie belangrike handelinge uitstaande. Die een is, die bruid moet haarself voorberei vir haar huwelik. Die ander is, die bruidegom gaan om vir sy bruid te gaan plek voorberei. En wat beteken dit as die bruidegom
vir sy bruid gaan plek voorberei. Hy gaan bou vir haar 'n huis. So die verlovingstyd was meestal nie 'n maand of 2 nie. Miskien 'n jaar of 2. En waar gaan bou hy die huis? Jy sal nie glo nie. Miskien was dit jou grootste nagmerrie. Waar gaan bou hy die huis? Op sy pa se huis of langs sy pa se huis? So jy is uitverkoop aan hierdie man en skoonma is jou voorland. So wat moet jy heel eers doen? Leer om vir skoonma lief te wees. En wat moet skoonma maak? Sy moet haar hart vir jou oopmaak. Want jy gaan vir die res van jou lewe of bokant haar bly of langs haar. En as jy in die Midde-Ooste gaan rondreis, wat sien jy? Oral staan hierdie huise, met die dakke bo is nie opgesit nie en die stal steek so uit. Hoekom? Die seun is nog nie getroud nie. Hulle het reggemaak dat hy net kan kom bou. Wanneer hy eendag vra, wat sê Jesus? Waarheen gaan ons as ons huwelik finaal voltrek word? Ek gaan na my vaderhuis, Johannes 14. Wat gaan ek daar doen? Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek klaar vir julle plek voorberei het, wat gaan ek maak? Gaan kom en ek gaan julle kom haal. Presies dieselfde. So nou gaan die bruidegom en sy ouers gaan terug huis toe en die bruid en haar ouers bly by die huis. Sy's nou wetlik aan hierdie man verbind. Wat is die eerste ding wat sy doen? Sy vat 'n lampie en sy gaan sit hom op 'n vensterbank. Hoekom? Sy gooi olietjies in. Hy het 2 bedoelings, daai lampie. 1, hy mag nooit doodgaan nie. Nooit. Wat in die tempel mag nooit dood gegaan het nie? Die menorah. Hoekom? Die menorah moet die heeltyd vir God uitnooi om enige tyd in te kom en te sê, ek kom na my bruid toe. Dit simboliseer die teenwoordigheid van God in die tempel. Wat sê die lampie in die venster? Kom my bruidegom, kom. Sê Maranatha. Kom Here Jesus, kom. Wat is die lampie en die olie vandag? Die Heilige Gees in ons. Wat saam met ons gees roep, kom Here Jesus, kom. Die tweede boodskap wat dit dra is, wat sien die wêreld as hulle Heilige Gees in ons sien? Sy is klaar beloof. Sy het nie oor vir iemand anders nie. Sy het klaar haar keuse gemaak. Sy is gevra en sy het ja gesê. Die 2 boodskappe van die lampie. Die tweede ding wat sy doen is, sy begin om haar kleed voor te berei. Haar huwelikskleed. En julle het almal vandag aangetrek in skakerings van wit om te sê, ons wil ook bruid van Jesus wees. En wat is die boodskap van die kleed? Openbaring sê vir ons baie duidelik, dat die kleed is die regverdige dade van die gelowiges. Wat is die regverdige dade van die gelowiges? Kan julle net gou julle regverdige dade opnoem, dat ek kan hoor of julle klere gaan hê in die hemel? Asseblief? Nee, ons hoef nie 'n lys van regverdige dade te hê nie. Wat is regverdige dade van die gelowiges? Liefde, jy staan nou in hierdie naby huweliksverhouding, verbondsverhouding, ewige verhouding met die koning van die heelal. Dan nou, jy het nie in 'n gewone verhouding ingetrou nie. Jy het
vandag, na ons hierdie kommitment vandag gaan maak, is jy in 'n koninklike koninkryk vir die res van jou lewe tot in ewigheid verbind. Dit gaan nie ophou nie. En hierdie verhouding, geliefde, is so diep en so heilig, dat God gaan van jou vra om so volledig aan hom oorgegee te wees, so volledig om toe te laat. Het een van julle 'n komende bruid in julle gesin? Yes. Kan sy oor iets anders praat? Kan sy oor iets anders praat? Nee. Kan sy iets anders doen as om bruidsboeke deur te blaai? Word daar na ringe gekyk heeltyd? Yes, absoluut. Word die detail van daardie troue bespreek? Natuurlik. Dis al wat op die spyskaart is. Die pa van die huis weet naderhand nie wat om te sê nie, want die vrouens is so opgepluk met hierdie troue. Is al waaraan hulle dink. Nou van vandag af, moet jy so opgepluk wees met jou verhouding met Jesus, want jy het 'n kleed om aan te trek in die hemel. Paulus sê, mag ons tog net nie naak voor God verskyn nie. Wat bedoel hy? Elke gedagte wat uit Jesus gebore is. Want hy gaan nou gedagtes in jou laat gestalte kry. Goed wat jy nie gedink het nie, maar wat hy dink, vir jou sê. Is 'n stukkie van jou kleed. Elke aksie wat jy neem, in gehoorsaamheid aan die koning, dit is die regverdige dade. Dit is jou verhoudingsdade wat spruit uit jou verhouding met die regverdige koning, wat die kleed vorm, wat jy in die ewigheid gaan dra. Dis nie al die mooi goedjies wat jy gedoen het nie. Dis nie al die grand goed wat jy gedoen het nie. Dis die goed wat jy vir Jesus gedoen het. Dis die woorde wat jy gesê het, omdat hy gesê het. Sê dit. Dis die gebede wat jy gebid het, omdat die Heilige Gees jou gedring het. Dis regverdige dade, want dit spruit uit die regverdiging wat Christus vir jou verwerf het. So dis nie moeilik nie, dit lê in verhouding. Dit lê na heeltyd soek na die Here. Jy moet nou heeltemal opgeneem word deur jou verhouding met die Here. En dink oor jou trourok. En droom oor jou hemelse woning. Hy het vir jou gaan plek voorberei. Dis 'n baie spesiale plek. En by die bruilofsmaal van die lam wil jy aangetrek wees met sy woorde, sy gedagtes, sy dade wat deur jou op aarde geseën, gesalf, heel gemaak het, nuut gemaak het, vrygemaak het, gesond gemaak het. Die belangrike van jou verhouding voortaan, geliefde, is dat jy uit God geopereer jou hele lewe lei. Jy's nou ingeplug in die koninkryk van die hemele. En wat sê Jesus, wanneer gaan hy terugkom? Hy sê, niemand weet of ken daardie dag nie, behalwe die Vader. Hoekom weet hy nie wanneer hy gaan terugkom nie? Want die Vader van die bruidegom berei die huweliksfees voor. Die huweliksfees word by die Vader van die bruidegom gevier. Waar gaan ons die bruilofsmaal van die lam vier? In die hemel, nie op die aarde nie. En wat gaan gebeur, geliefde? Dit sal die dag wees wanneer God beskik het, dat almal oor die hele aarde wat moet inkom in verbondsverhouding met hom, ingekom het. Dit gaan gebeur die dag wanneer die bruid wat 'n commitment gemaak het en opgestaan het
in die koninkryk haar plek ingeneem het. En die Vader tevrede is dat die bruidegom mag terugkom. En hoe gaan dit gebeur? In die tyd van die Bybel het almal onder 'n chuppah getrou. Wat is 'n chuppah? 'n Chuppah is 'n halfmaanvormige struktuur met pragtig versierde blomme en sy en satijn. En dan het die bruid en die bruidegom hulle beloftes onder die chuppah gemaak. Waarvoor staan die chuppah? Dis net 'n simbool. Hoe het God afgekom na Sinaï toe hy sy bruid kom werf het? Ook in 'n wolk. 'n Wolk het die hele berg bedek, sê Eksodus 19. Hoe het Jesus opgevaar na die hemel? In 'n wolk. In Handelinge 1 vers 9, wat sê die engel? Soos wat hy in 'n wolk van julle af weggeneem is, so sal hy terugkom in 'n wolk. Die chuppah is die verteenwoordiging van die wolk van God se teenwoordigheid, wat by ons is, in ons is, oor ons is. En ons het die wonder van Jesus wat aarde toe gekom het. En die bruidskat betaal het, sodat die voorhangsel kon skeur. Tot vandag toe nog gaan Joodse vroue op die dag van 'n huwelik na die bruid toe. En sy met die hele oggend met sy na hulle gebedsversoeke luister. Hierdie tannie wil hê die Here met haar jeug hier in haar knie aanraak asseblief. En daai tannie wil hê die Here moet asseblief haar man se hardkoppigheid 'n bietjie aanspreek. En daai tannie wil dat hê en daai tannie wil dat hê en hulle kom almal na haar toe. Sy moet nou almal luister. Dis nou haar huweliksoggend. Hoekom? Want sy gaan net nou onder die chuppah staan. En die gemanifesteerde teenwoordigheid van God gaan oor haar wees. So sy moet hulle gebedsversoeke voor die koning onder die chuppah bekend maak, terwyl sy trou. Wat het met ons gebeur? Toe Jesus gesterf het, wat het die Vader gedoen? Hy het die voorhangsel van bo na onder geskeur. Wat het gebeur? Die allerheiligste het oopgemaak. Wat beteken dit? Ons is heeltyd onder die gemanifesteerde teenwoordigheid van God. Ons kan heeltyd ons gebedsversoeke tot die koning rig. Ons hoef nie te wag vir 'n spesiale dag nie. Jesus het alles kom nuut maak, kom anders maak, kom vry maak, sodat sy bruid, sy verloofde bruid, in die volheid van God se plan vir haar lewe kan opereer. En ons op niks, maar niks hoef uit te mis, terwyl ons op aarde is nie. Inteendeel, hy wil hê ons moet nou al reeds as prinsesse in die volheid van sy koninkryk opereer. Met sy krag. Met sy teenwoordigheid. Met sy autoriteit, want dis waaroor ons onder andere in die tweede sessie gaan praat. Want hierdie sagte, liefdevolle, weerlose bruid is ook 'n krygsbruid. Met 'n swaard in haar hand. Sy verower vir die Here. Vir sy koninkryk. Sy doen dit vreesloos. Want God veg vir haar. So wat het die bruidegom gemaak? Hy het vir sy bruid aan die einde by die huweliksfees, en ons gaan dit nou as 'n verlovingsfees vier. En daar is vir jou 'n spesiale verlovingsfees voorberei in die saal, in die badstal. Waar jy en jou familie nou gaan verlovingsfees vier, jou geestelike familie.
Daar's 'n oorlewering. Ek moet asseblief nie vir die dokter vra of dit waar is nie. Daar's 'n oorlewering dat van jou regterhand se wysvinger af loop daar 'n aartjie al die pad tot binne in jou hart. En wanneer die bruidegom die ring aan sy bruid se wysvinger van haar regterhand gesit het, het hy vir haar gesê, ek gee jou my hart, gee my jou hart. Het hulle een hart. En ons gaan nou, Megan gaan nou vorentoe kom, en hierdie gaan 'n heilige verlovingsfees wees, waarin die koning van die heelal na jou toe kom as sy prinsesbruid. En aan die kante, aan hierdie kante, hang die sakkies met die ringetjies. En ek wil hê julle moet net die sakkies vat en by elke ry met een vrou begin. En die voorste ry se sakkie, lyk my is agter haar. Ja, dis reg. So, sy gaan een ringetjie vat wat oor haar vinger pas. Nou moet julle weet, hierdie ringe is regtig 'n wonderwerk. Want gister het die ringe wat ons bestel het nog nie opgedaag nie. En gisteraand het JD, dis nou Frida se man, nie geslaap nie. Want hoekom? Hulle het 'n 3D printer in hulle huis. En hy het deur die nag ringe geprint, verskillende groottes, sodat jy vandag hierdie diep ontmoeting met die koning kan hê. En ek wil hê jy moet nie haastig wees nie haastig daai pakkie aanstuur nie. Ek gaan nou net verduidelik hoe dit gaan werk en dan gaan ons dit in aanbidding doen. Wanneer jy daardie sakkie in jou hand neem en 'n ringetjie soek wat oor jou regterhand se wysvinger gaan en hom aansit, dan gaan dit vir jou wees soos daai eerste Ester-konferensie wat ons aangebied het. Daar was een vrou uit 7000 wat 'n vegetariër was. En na die konferensie kom sy na ons toe en sy sê, net vir julle baie, baie dankie sê, dat julle vir my en Ry K, whatever, 31, 'n vegetariese pakkie vir die bruilofsfees saam met Christus gegee het. Ons het nie. Hy het. So ek glo vir elke vrou is daar 'n ringetjie wat pas. Nie oor JD so amazing is nie, maar oor God so amazing is. En omdat hierdie baie spesiale geleentheid tussen jou en hom is. Dis tussen jou en Jesus. En hy staan voor jou vanoggend. En hy sê vir jou, gee my jou hart. En as jy gereed is om te sê, ek gee u my hart, Here, dan vat jy jou ringetjie en sit hom aan jou vinger. En van daardie oomblik af is jy in gees, vir tyd en vir ewigheid verbonde aan die koning van die heelal. Wat nie net vir jou lief is nie, maar tot in jou 1000ste geslag, om oor jou nageslag sal ontferm. Hy wat jou siektes genees, jou krag hernie, wat vir jou arendsvlerke gee, om bo jou omstandighede en gebeure en pyn op te vaar, na 'n veilige plek waar hy jou wegsteek in sy beskuttende liefde, sodat daar niks is wat jy kort kom nie, omdat die algenoegsame jou hemelse bruidegom is. Terwyl God ons Vader sag deur die Heilige Gees
sy asem oor jou uitblaas. En die liefde van God om jou lyf sagte vaderarms vou. Kom Jesus in sy onvoorwaardelike liefde na jou toe. En hy sê vir jou, wees my bruid. Kies my bo alles. Want ek het jou tot die dood toe lief gehad. My lewe vir jou gegee. Gee my jou hart. More precious than silver, Lord, you are more costly than gold, Lord. You are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Lord, you are more precious than silver, and Lord, you are more costly than gold, Lord. You are more Geliefdes, beautiful than in hierdie oomblikke het jy een van die grootste en diepste handelinge van jou lewe gedoen. Toe jy jouself verbind het op 'n baie diep vlak aan jou hemelse bruidegom. Jy staan van hierdie oomblik af in 'n verbondsverhouding met die ewige God. 'n Verbondsverhouding is altyd deur bloed beseël. Dit is waarom toe God met Abraham 'n verbond gesluit het, hy diere moes slag, want daar moes bloed wees. Dit is waarom elke Joodse pa die aand voor hulle uit Egipte getrek het en God met hulle in 'n verbondsverhouding sou tree, 'n lammetjie voor die deur moes slag, 'n hisopstingel vat, en die bloed aan die deurkusyn smeer, eers in die middel, en dan regs, en dan links, so asof hy 'n kruis maak. Dit is waarom daar op Golgotha 'n kruis verrys het, waaraan die koning van die heelal sy bloed gegee het, sodat jy vandag in 'n verbondsverhouding met hom kon staan, wat mense rondom jou miskien glad nie gaan begryp nie. Maar is okay. Want jy het gekies vandag om bruid van Christus te wees. Jy is nou vasgemaak in 'n koninkryk. Van vandag af tel elke woord wat jy sê. Dit het krag. Van hierdie oomblik af dra jou dade autoriteit en gesag.
Want jy tree op namens jou hemelse bruidegom op aarde. Jy verteenwoordig sy koninkryk. Jy is nie wie jy was nie. Diepte van verhouding, rykdom van liefde, het in jou kom nestel. Woon in jou, bewoon jou. In jou venster brand 'n lampie. Waar is jou venster? Is jou oë. Deur jou venster sien die wêreld die olie van die Heilige Gees wat dag en nag brand. Deur jou oë kom daar heling en genesing en bevryding en verlossing. Kom daar oorwinning en krag vir 'n moe siel. Jy is nie wie jy was nie. Want jy het vandag ingetree in 'n verbondsverhouding met God. Jou hemelse bruidegom is besig om jou huis voor te berei. En wanneer hy vir jou kom op die wolk, wanneer hy jou kom haal, wag hy vir jou. En die bruilofsmaal van die lam is vir jou gereed gemaak. Om vir ewig in sy teenwoordigheid, in oorvloed, te opereer. Daarom vra ek, sal jy asseblief jou hande oorkruis op jou bors sit en sê ek ontvang. In die naam van my bruidegom. Die rykdom, die oorvloed en die skat van sy teenwoordigheid. Heilige Gees, kom brand deur my oë. Laat die lig van God se liefde die wêreld verlig. Maak my die stad op die berg wat die hele plek verlig. As ek huis toe gaan, gaan ek as koningskind huis toe. Prinses van die ewige bruidegom. Baie dankie dat elke woord wat ek sê, voortaan krag dra. Dat my dade deel is van my ewige kleed, wat ek in die ewigheid sal dra. Maak my rein, Here. Maak my nuut. Maak my vry. Maak my vol. Laat U liefde my dra. En U krag my versterk. En U vuur my volg. Ek is U sin. Ek gee U my hart. Amen. Geliefdes, by ons tafel het ons vir julle 'n boek voorberei vir vandag, Bruid van Christus, wat in groot detail beskryf hoe die taal van die bruid klink, hoe die kleed van die bruid lyk, hoe die verhouding werk tussen ons en God. Julle is so welkom. Ons het net 100 gedruk, maar as daar meer nodig is julle welkom. Ons gaan vir julle aanstuur binne die volgende week. As julle julle adres los op ons nota papier. En dan by hierdie sessie wil ek ook net, ons het nou weer spesiaal hoor, ons God se stem laat druk. So baie mense sê, hoe gaan ek die Here nou hoor? Hoor ek God se stem. Geniet jou verlovingsfees. Vier dit. Eet met vreugde. Dis 'n fees, man. Amen.